Ek moet eerlik wees, party dae voel ouerskap net nie vir my so heilig nie. Jy maak nog 'n kosblik, jy roep hulle weer terug om die speelgoed op te tel. Jy moet weer vra, het jy jou tande geborsel? Jou tande is nie skoon geborsel nie, gaan terug. Jy verloor jou humeur, jy moet alweer gaan jammer sê. Maar eers jy is lus om jammer te sê nie. Hoekom moet jy heeltyd jammer sê? Want hoekom moet jy heeltyd jou humeur verloor voordat iets gebeur? En in daai oomblikke dan voel dit net glad nie spesiaal nie. Dis soos dalk is ek nie so 'n goeie ouer nie. Dalk sukkel ek. Ek wonder of dit is hoe Moses moes gevoel het. Moses wat hier in hierdie paleis groot geword het en nou het hy gevlug. Hy pas sy skoonpa se diere op en hy's al elders in die wildernis besig om diere op te pas en dis net nog so 'n doodgewone dag met hierdie doodgewone ding wat hy doen. Waartoe gaan alles? Maar dan gebeur iets ongelooflik. Moses sien iets wat hy nie verwag nie, hierdie bos wat nie ophou brand nie. En dit is waaroor ons Sondag gesels het. En ek wonder of Moses nie baie keer voel soos ons as ouers met hierdie taak wat hy gekry het nie. Maar dan sê God vir hom, trek uit jou skoene, want jy is op heilige grond. En dalk moet ons weer herinner word daaraan. Ek wil vir julle hierdie teks lees van Matteus 25, wat my so herinner daaraan dat hierdie is inderdaad heilige grond hoor. Matteus 25, ek was honger en julle het my kos gegee. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was sonder klere en julle het my aangetrek. Wat julle aan een van die geringstes doen, het julle aan my gedoen. Ek verstaan die konteks waarbinne Jesus hierdie goed sê, maar kom ons dink gou toe jou kind gebore is. Hier is hierdie babietjie wat in die wêreld kom en jy moet hom kos gee, jy moet hom aantrek, jy moet hom 'n huis gee, jy moet hom versorg. Is dit nie presies wat ouerskap is nie? En dan sê hy, as julle dit vir enige van hierdie geringstes gedoen het, het julle dit vir my gedoen. Nou, ons hou aan om die kossies in te sit en ons hou aan om ons kinders te leer. En dit is 'n voortdurende proses. Maar dis inderdaad heilige grond. En dis tyd wat vinnig verbygaan. So, ek wil julle aanmoedig en bemoedig en sommer net sê, hou aan. Dit wat jy doen is 'n groot en 'n heilige taak. Julle is besig om die leiers en die toekomstige generasie voor te berei om hierdie koninkryk van God verder te vat. Kom ek bid vir julle daarvoor. Here Jesus, baie baie dankie vir die voorreg om kinders groot te maak. Help ons om raak te sien dat hierdie inderdaad heilige grond is. Amen.